Die volgende besprekingspunt moet seker weer op die skerm gewys word. Dries Fourie. Broers en susters, ons vra nou vir Dries Fourie dat hy vir ons sy referaat kom lewer. Dit kom uit Jeremia 5 vers 1. Baie dankie Dries. Middag, volksgenote en liewe vriende. Kom ons raak vir 'n oombliekie stil asseblief net voor ons begin. Ons liefde Yeshua, ons dankie in hierdie tyd waarin ons is, dat U met ons is, dat U hand oor ons almal is, dat U in ons lewens is. Dankie vir ons lewe wat ons het hier op aarde, die groot geleentheid om te kan regmaak, om voorbereiding te kan doen vir dit wat kom vir die ewigheid, en ook saam met hulle wat nog sukkel langs ons. Die tyd gaan verby ons Yeshua en ons ewige liefde, waarin ons U kan verkondig, waarin ons U vir hulle kan gee wat sukkel, wat dit moeilik vind om in hierdie lewe aan te gaan. Daar lê dinge vir ons voor wat vir ons swaar gaan wees. En daarom bid ons U wysheid en U krag vir dit wat nodig is, U groot liefde. Oor ons ganse volk asseblief vandag, en U ken hulle almal by name. Ons dankie vir hierdie geleentheid. Dankie Yeshua, wil U ons almal aanraak, ons harte oopmaak, dat ons U woord sal hoor, en dat ons sal verder gaan met nuwe krag, met nuwe wysheid, met nuwe liefde, vir dit wat vir ons voorlê. Ons loof U uit ons hart uit, omdat ons U so lief het, Yeshua, en ook vir hulle wie ons, as ons broers en susters gekry het hier op aarde. Dankie ons Yeshua, amen. Middag mense, en wil ek begin met ons versie, wat die kruksvers is van ons hele gesprekkie vandag, en dit is Jeremia 5 vers 1, wat 'n baie interessante vers is. Dit gaan oor waarheid, wat ons so nodig het in hierdie laaste tyd. Maar voordat ons begin, wil ek net graag 'n baie belangrike saak hier aanraak, naamlik dat hy, die Almagtige, ons geskape het met ons eie wil, en daarmee meng hy nooit in nie. Jy en ek word nooit deur Vader gedwing om enigiets te glo of te doen nie. Daarom is dit belangrik dat ons nie met ons verstand nie, maar met ons harte, 3 handbreed is laer af, dis al wat dit is, 300 millimeters. Daarmee sal ons dink, asseblief, dan gaan ons verder. Goed, ons boodskap kom uit die versie van Jeremia 5 vers 1, en ook wil ek bysit Jeremia 1 vers 5. Maar Jeremia 5 vers 1 lees, swerf rond in die strate van Jerusalem, en kyk tog en verneem en soek op sy pleine of julle iemand vind, of daar een is wat reg doen, wat waarheid soek, dan sal ek daaraan vergifnis skenk. En ook Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Vergewe my indien ek disrespekvol gaan klink, maar in vers 1 kry ek amper die idee, dat Vader die uitdaging daar stel, met die wete dat daar nie veel van gaan kom nie. Ek wat iemand gaan soek, wie waarheid soek, moet tog die waarheid ken. Hoe gaan ek anders kan oordeel of hy waarheid soek? Vader bedoel met waarheid, die wat hom soek, want hy is waarheid. Volgens Johannes 14 vers 6, Yeshua antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit is sy volk wat in die strate van Jerusalem rondloop, sonder waarheid. Ek wil myself in die persoon wat waarheid soek se skoene sit. Eerstens, hoekom sal ek waarheid soek? Daar is mos iets in my wat my dring om dit te doen. Ek weet verseker, ek weet nog niks nie, maar nou, uit genade en sonder my toedoen, is ek aan Vader vas,
volgens Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou uit die moederskoot gevorm het. Daar in die moederskoot het ek deel van die geesvonkie ontvang van Vader. Sy gees dring my om dan my lewe op aarde voor te berei vir die ewige. Ek moet terug na hom toe, daarom wil ek waarheid soek. Ons pelgrimsreis begin, maar by die enigste plek wat ons ken, waar Jahwe verseker in is, en dit is in ons Bybels. Ek word gelei na die volgende verse, Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dan Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Johannes 15:26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. As die bose dit wil regkry om ons te verhoed om die ware Gees van waarheid te soek, dan is sy maklikste manier om 'n ander waarheid te skep, want hy is die vader van die leuen, is dit nie? Die storieetjie wat ek altyd vertel om bogenoemde te illustreer is, ek sê vir my kinders, ons gaan see toe vir die vakansie. Daar heers groot opgewondenheid, omdat hulle nog nooit daar was nie. Hulle vra, hoe lyk dit by die see? Ek sê, daar is baie water, en mense swem en speel in die water, en daar is bote op die water, mense vang vis ensovoorts. Vakansie breek aan en ons ry. Ek vat hulle Witbankdam toe. Hulle spring uit die kar en vol vreugde hardloop hulle water toe, en sien almal swem en vang vis. Daar's bote op die water. Is dit die see? As daar 'n valse waarheid of selfs 'n valse Christus geskep is, en ek volg hom dan stop my soeke mos. Die meeste van ons kan getuig van 'n paadjie van soeke, maar het ons by die waarheid uitgekom? Is ons einddoel dalk nie die valse ene nie? Hoe gaan ons weet of ons by die ware een, die ware waarheid is? Daar was 'n tyd in my lewe wanneer ek gebid het. Die gebed het so in die algemene rigting na bo gegaan. So mag getroffe gebedjie, wat 'n God moet hoor wat iewers op 'n troon sit en die wêreld oordeel. Ek ken niks en niemand anders as hierdie fiktiewe God nie. Dit is al wat my geleer is. Ek sê weer, dit is al wat my geleer is. Maar danksy Yeshua se genade, word daar iets in my wakker wat sê, jy gaan dit nie maak nie. Jy ken hom nie. En toe kom die versie Matteus 35 vers 12, 25 vers 12 wat sê, maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. 'n bietjie beter gesê en bietjie beter het ons gaan kyk na die vertalings. Ek het julle nie ervaar nie. Ek sal moet iets doen, weer terug Bybel toe. Daar gaan ek regkom, want daar is 'n vertwyfeling in my, dinge wat my pla. Yeshua se woord sê weer verder in Johannes 4 vers 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou. Ons nou is nou hoor, is nou vandag. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Elohim is gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Wanneer ons in die gees aanbid, weet jy dit baie duidelik, want daar is 'n ander gewaarwording in jou, 'n erns, 'n toewyding, 'n nederigheid. Alles in jou wat hom wil verheerlik, is jou ervaring. Nou tree die Heilige Gees, die Gees van waarheid in, en bewerk die kontak tussen jouself en Yeshua. Nou eers aanbid jy in gees en waarheid. Nou begin jy die ware een leer ken, en jy kry elke dag meer en meer geestelike kos uit sy woord, en so begin jy waarheid ken, begin jy Yeshua ken, nou eers begin jou geestelike groei. Ons is nog op die strate van Jerusalem, maar met 'n bietjie meer verstand, bietjie meer kennis, en nou is ons wakker.
Die Gees lei ons nou, ons het 'n besluit geneem om waarheid te soek, want volgens Handelinge 5 vers 32, gee Elohim ons die Heilige Gees, omdat ons gehoorsaam is. Wat nou begin gebeur in jou, is dat die Heilige Gees jou losmaak van dit wat onnodig deur jou rondgedra word, en jy word verlos van baie dinge. Die wêreld word vir jou al minder en minder belangrik onder andere, en jy kry 'n nuwe visie. Yeshua begin vir jou in werklikheid word, en elke gebed 'n ontmoeting met hom, die kennis oor hom, en sy plan met jou word al meer en meer in jou bekend gemaak. Nou wil ek bietjie stil staan by die volk. Wie is die volk? Kom ons kyk bietjie. In 1 Petrus 2 vers 9 lees ons, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Wat 'n wonderlike voorreg. As volk moet ons verkondig. Dis ons wat vandag by hierdie vergadering is, want hulle daar buite ken hom nie. Dit wat vir jare en jare in kerke en dienste gepredik is, het nie veel gehelp as ek kyk na die handjievol wat vandag nog erns het met Vader se woord nie. Het hulle nie dalk die Witbankdam gekry in plaas van die see nie? Hoe lyk die verlosser van die wêreld? Jy weet, hulle preek oor hom van die kansels af. En mens weet nie of die man wat daar preek 'n vroutjie of wie in die huweliksverhouding is en of hy die man in die verhouding is nie. Die trou van twee van dieselfde geslag, kan daar waarheid uit sy mond kom? Volgens Jeremia 5 vers 30 en 31 sê hy, luister mooi hierna, 'n ontsettende afskuwelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters mag uit. En my volk wil dit so hê. Dit is verskriklik om dit te sê, maar dit is die waarheid. Ons as volk volgens 1 Petrus 2 vers 9 het gesondig, ja, maar die sonde wat ons gepleeg het, was nie apartheid volgens die kerk nie. As ons wil regmaak met ons almagtige Vader, is die enigste wat vir ons oorbly om sy aangesoek te soek, soos in Daniel, soos in Josua, en ons vra vir genade. Hy by wie ons redding is, wat ons waarheidsliefde kom leer, hy wat ons wil by mekaar maak vir sy koninkryk, hy wat werklik vir ons aan die kruis geboet het, my Yeshua as 'n verterende vuur. Yeshua is ons priester volgens die orde van Melchisedek, nie volgens die orde van Aaron. Maar waarskuwing teen dwaling is deur Yeshua al vir ons gegee, hier in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Matteus 24 vers 11 sê, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. 2 Tessalonisense 2 vers 10 lees, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. 2 Tessalonisense 2 vers 11 sê, en daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo. Verskriklik, want as jy gaan glo, gaan jy met die krag van Jahwe glo. As jy nie die liefde tot die waarheid het nie, sal jy die dwaling glo. Kom ons fokus bietjie op Yeshua. Ons Yeshua, wie ons nou kyk, wie ons enigste is. Hoe ons hom moet liefhê word beskryf in Markus 12 vers 29. En Yeshua antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, hy praat met sy volk, hoor Israel, ons Elohim, is 'n enige Jahwe, en jy moet Jahwe jou Elohim lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Om 'n liefde uit jou hart te beskryf, kan ons net gaan kyk, toe ons nog jonk en ongetroud was.
Hoe het sy nie in my lewe op elke gebied tevoorskyn gekom nie? Of hy, vir wie hy nie kon wag om jou na werk te kom haal nie? Hoe was sy nie in my gedagte 3000 meter onder grond? Of hy by jou in jou werk nie? Elke prentjie het hom of haar ingehaat. Sit Yeshua in elkeen van jou prentjies in jou lewe en jy sal sy vreugde ervaar, 'n blydskap sonder perke en die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor jou hele lewe kom, met alles daarin. Geen politiek, geen wat ook al wat gebeur in die wêreld pla jou nie. Jy het die vrede van Yeshua, omdat jy hom lief het met jou hele hart. Leef jy nou met hom, vra jy hom watter pad om te loop. As jy Yeshua lief het, sal jy mos alles vanaf af wil weet, nie waar nie. 'n Paar versies in Johannes het ook op my pad gekom tydens my soeke, wat ek graag wil deel. Johannes 16 vers 12. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Wanneer gaan die tyd reg wees vir my om dit te dra dan? Vra my in my hart, vra dit hier binne my. Wanneer is my tyd dan, om dit te kan verstaan en om dit te dra? Johannes 20 vers 30 sê, nog baie ander tekens het Yeshua voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskryf is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Yeshua die verlosser is, die seun van Elohim, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. En daar is nog baie ander dinge, dit is Johannes 21 vers 25 wat lees, en daar is nog baie ander dinge wat Yeshua alles gedoen het. Maar ek wil dit mos weet, ek wil weet, ek het hom ons nou gevind, nou wil ek alles weet van hom. Nou ja, hy wat nog soek, sal vind ook, sê Yeshua vir ons, op 'n ander plek, daar sal vir hom oopgemaak word wat klop. Of glo jy nie meer, dat Vader praat met sy volk vandag nie? Van Genesis tot Openbaring, is dit al wat hy te sê het? Nee, hy praat elke oomblik met ons, elke oomblik, soos net ons ore wil oopmaak. As ons nou kyk na ons volk, wat die dinge wat voorlê vir ons almal, sal ons iewers paraatheid moet kry. Dis 'n groot ding, want hier kom baie dinge wat nie vir ons bedoel is om in hierdie lewe te hê, soos wat Vader dit vir ons wil hê nie, maar hy wil ons ook toets, nie dit vergeet nie. Kom ons lees hier in Levitikus 19 vers 2. Spreek met die hele vergadering van Israel en sê vir hulle, heilig of apart moet julle wees, want ek, Jahwe, julle Elohim, is heilig, apart. Nou ons is in ons huidige toestand, as gevolg van ons eie optredes en oortredings. Daar moet suiwering in ons volk plaasvind, op groot skaal. In die Rigterse tyd het die volgende verhaal afgespeel. Toe Israel 'n klein staatjie moes verslaan, het daar heelwat van Israel se manskappe gesneuwel. Toe het Josua voor die aangesig gaan ween van Vader en vir hom gesê in Josua 7 vers 14. En toe het Joshua vir hom kom sê in daai versie het hy gesê, kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme, en die stam wat Jahwe deur die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat Jahwe aanwys, moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat Jahwe aanwys, moet aankom man vir man, en hy wat in besit van die bandgoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van Jahwe oortree en 'n skandaad begaan het. Die res kan jy maar self gaan lees, maar is staan bekend as die dal Agor. As ons lees in Hosea 2 vers 14, dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee, en die dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee, soos in die dae van haar jeug, en soos die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het. Die dal Agor gee vir ons hoop. Suiwering moet plaasvind, en dan sal daar volgens die Jeremia 5 vers 1, dan sal Vader vir ons daar die vergifnis skenk, volgens Jeremia 5 vers 1. Los die wêreld en sy dinge. Dit beteken nie ons moet ons alles los aan een kant op 'n hoop gaan sit nie. Nee, ons moet werk en ons moet hier wees, terwyl van ons naastes.
maar soos hy op ander plek gesê het ook, julle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Leef nou in die wêreld saam met hom. Ek wil afsluit met nog 'n paar gedagtes. Vir die wêreld kom daar redelik groot probleme en iemand wat Vader nie ken nie, gaan meegesleer word in die planne van die bose, sonder hulp en sonder hoop, sonder oplossings. Nou sal daar van ons wees wat allerlei planne maak ter verdediging van dit wat ons in is, maar onthou wat hy gesê het, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek Jahwe. Daar is niks passiefs omtrent sy gees nie. Dink maar aan Moses, wat het Vader sy gees met hom laat doen, en Simeon, en Samson, en Gideon, wat het hulle gedoen, en in die naam van Jahwe, onthou wie in beheer is, en hy sal toelaat, soos met Moses, met Job, met Jeremia, Sagaria, noem maar op. Wat moet gebeur, sal gebeur, ook met ons. Om opreg paraat te wees teen die aanslag wat kom, kan ons maar net die voorbeeld van die woord weer eens navolg, naamlik om ons bloed in ons kusyne te smeer. Met ander woorde, salf jou huis en hart. Maak seker jou hele huis is by Jahwe. Hou jouself en jou huwelik rein voor Vader. Bid Vader se beskerming af oor alles wat joune is. Die belangrikste is, stel Yeshua eerste in alles. Doen naaste lief en moenie ophou bid nie. Dis belangrik. Dan geliefde volk, dit is ons volgende stap. Ons is gelofte volk, maar kom ons word geliefde volk. Dis al wat ek wil sê, dankie, amen. Vra of iets wil toevoeg wat hy gesê het. Niemand nie. Dan sê ons baie dankie, Dries, vir jou baie volledige en mooi boodskap. Dit is in hierdie dae, in die toestand waarin ons volk ons bevind, is hierdie boodskap iets besonders. Baie dankie.